Hallo Dylan, ek hoop dit gaan goed met jou. Hi Gustav, goed dankie met jou. Ook goed, dankie. Ehm ek dink dit was jy wat my gesê het, ja, baie dankie vir die werk wat jy gestuur het waarmee jy nou besig is. Dis reg. So, dit is nou hierdie hele ding van som van 'n meetkundige ry en ons die rede hoekom ons hierdie wil doen of die rede hoekom hulle dit vir julle doen, dit ons net gou vinnig gesels weer oor wat beteken meetkundige ry. 'n Meetkundige ry is nou iets wat die hele tyd met mekaar maal. So, jy het byvoorbeeld 3 en dan as hy gemaal word byvoorbeeld met 2, dan is dit 6, dan is dit 12, dan is dit 24, 48 ensovoorts. So hy het 'n konstante verhouding. Ons maal die hele tyd met 2. En dan is sy eintlike vergelyking, sy algemene term is AR tot die mag n min 1. En ons het gister daarna gekyk. Ag nee, nie gister nie, laasweek bedoel ek. Nou, dit is 'n ry. Maar nou as ons dit in 'n reeks verander, dan beteken dit ons wil graag al hierdie goeders bymekaar plus. En as ons al hierdie goeders bymekaar plus, uiteindelik sy vergelyking, ons sê Sn, want dit staan nou vir som, is dan A R tot die mag n min 1 op R tot die mag n, ag net R min 1. Dit of jy kan dit omruil. Jy kan hierdie goeders omruil ook as jy wil. Maar dit is in kort wat hierdie werk is. En die rede hoekom ons dit wil doen is die volgende. En dit is nou juist wat hierdie hele week 10 oor gaan, is die toepassing van dit. Want nou in kort, ek gaan sommer nou alles verduidelik. As jy byvoorbeeld, kom ons teken 'n tydlyn. As jy byvoorbeeld vandag geld insit in die bank. Jy gaan bank toe en jy maak 'n rekening oop en jy sit R1000 in die bank. So dis by T0. Maar jy laat die debietorde afgaan, so elke maand sit jy R1000 in die bank. So elke maand gaan daar outomaties R1000 van jou rekening af, gaan na die bank toe. En so gaan dit dan. So hier is ook nog R1000 en so voort. So dit is nie nou dieselfde as die vorige werk wat jy een keer geld insit en jy wag tot dit rente loop nie. Dit is nou elke liewe maand sit jy R1000 by. So hierdie R1000 loop rente. Hierdie R1000 loop rente. Hierdie netjie loop rente. Hierdie netjie loop rente. Elkeen loop rente. Nou in plaas daarvan om nou of om nie te veel in diepte in te gaan nie. Op die einde van die dag gaan jy hierdie netjie met sy rente moet vat plus hierdie netjie met sy rente plus hierdie netjie met sy rente en hierdie netjie met sy rente ensovoort. So kan jy sien op die einde van die dag gaan ons iets plus iets plus iets plus iets ensovoorts hê. En dit vorm uiteindelik eintlik maar net 'n meetkundige ry. Is daai hele storie. En die formule dan, as ons sê maar nou geld insit en ons wil weet wat hierdie geld eendag werd gaan wees, so ons noem dit toekomstig, dit is F. F staan ons nou vir future. Die future gedeelte, die future value is dan daai bedragie wat jy elke maand betaal, dis daai R1000, dit is daai X, maal 1 plus I tot die mag n min 1, dit alles op 1 plus I. Dit is dan die future value. En jy sal sien, hulle verduidelik dit nou hierso net as 'n voorbeeld wat ons nou elke keer bysit en hulle verduidelik dit nou baie mooi waar daai vandaan kom wat ek nou van gepraat het. En op die einde van die dag kom ek kyk of hulle dit hierso hier ergens neergesit het. Op die einde van die dag is nou die formule vir die toekomstige waarde vir 'n gewone anniteit en dit bring ons dan by hierdie netjie hierso. Hulle het hom nou, ek het hom net op 'n ander manier geskryf, maar dit is presies wat hierso staan. Sn is gelyk aan hierdie hele storie. So ek skryf hom so F, want dit is jou future value, is gelyk aan jou X, daai bedrag wat jy elke maand betaal, 1 plus, ons weet ons moet in elk geval daai deur 100 deel, dit moet 'n desimaal wees, tot die mag n min 1 op I. Sorry, ek het hierso gesê I plus 1, net I wees. Waar het ek dit nou gesit? Ja, daar moet net I wees. So hierdie formule gebruik jy. Hierso het hulle hom nou so mooi hierso gewys.
Hierdie formule gebruik jy as jy wil weet hoeveel geld jy op die einde van die dag gaan hê. So, ek sal sê dit is sê maar positief. Wat bedoel ek met positief? Dit is geld wat jy uiteindelik gaan hê. So dit is geld, dit is positief, dit is nie geld wat jy skuld nie. Dis geld wat joune gaan wees as jy nou natuurlik elke maand 'n sekere bedrag wegsit. Enige vrae oor dit, Dylan? Nee, dankie Gustav, ek is reg tot sover. Okay. So nou is die belangrike ding en ons gaan baie met tydlyne ook werk, is hulle kan hierdie enetjie vra, hulle kan dalk hierdie enetjie vra, hulle kan dalk hierdie enetjie vra. Daar's ons al hierdie onbekendes kan hulle voorvra. Hulle sal nie sommer u vra nie, want dit gaan 'n bietjie moeilik wees om hom uit te werk. Maar dis dit. Nou, hier is nou nog 'n paar voorbeelde wat hulle deurgaan. Ek sal in elk geval mooi alles verduidelik soos ons deur die somme gaan. Nou, as ons nou kyk na die huidige waarde, in Engels is natuurlik present, die present value. Nou, wat beteken dit? Dit beteken jy wil graag nou iets koop. So jy wil graag nou 'n kar koop, of jy wil nou 'n groot huis koop, of nou 'n massive TV, of wat ook al jy nou wil koop. Maar jy het nie eintlik daai geld nie. So jy gaan na die bank toe en jy sê vir die bank, hoorie, so ek wil nou 'n kar koop R100,000 kos. Ek kan nie afbetaal, ek kan nie die karmaatskappy of die handelaar afbetaal nie. Hulle soek R300,000 en ek het dit nie. Dan sê die bank vir jou is reg, ons sal vir jou R300,000 gee, maar dan moet jy ons elke maand terugbetaal. So jy gaan nou bank toe, jy neem R300,000 of jy soek nou R300,000. Maar jy moet nou elke maand terugbetaal. Nou, jy gaan mos nie dadelik terugbetaal nie. Dit is mos eintlik dan useless. Jy leen geld, maar jy betaal dit dieselfde dag, betaal jy iets terug. So daarom gaan ons nie dadelik terugbetaal nie. Ons betaal gewoonlik eers na een tydperk. Gewoonlik maandeliks, maar dit kan kwartaalliks ook wees of selfs jaarliks, maar dis nie gewoonlik so nie. Gewoonlik na 1 maand. So daar's so 'n tipe van gap na 1 betaal ons terug. Dan betaal ons elke maand terug, tot op die einde van die dag, dat ons hopelik ons laaste betaling gemaak, en dan skuld ons niks meer rand nie. Dan is ons nou klaar, dan is die kar ons sin, of die huis is ons sin, want ons het alles afbetaal. So dit is dan die huidige waarde. Nou, weer eens, sonder om in te diepte in te gaan met die wiskunde, op die einde van die dag, is die formule as volg. P staan vir present value, en dit is dan X, weer daai elke maand se ding wat jy betaal, maar die keer is dit 1 minus 1 plus I tot die mag min N op I. So die is die bedrag wat jy elke maand betaal, en I is die rentekoers, hulle sal vir jou sê wat jou rentekoers is, en N is die hoeveelheid tydperke. Nie die hoeveelheid jare nie, maar die hoeveelheid tydperke, hoeveel keer het jy terugbetaal ensovoorts. Nou, dis baie belangrik om tydlyne te teken, want ek sal later wys dat dit so effens triekie kan wees van wat daai N is ensovoorts, maar ons sal in elk geval by dit uitkom. So dit is die hele idee van die huidige waarde se storie, en hulle verduidelik dit nou hierso, en hulle het nou vreeslike wiskunde hierso en als, maar op die einde van die dag, net soos ek hierso gewys het, kom ek copy en paste maar net daai, kan jy sien dat wat hierso staan is basies wat daarso staan. Dit is jou bedrag wat jy elke maand betaal. Hulle het hom nou net as as FN, maar dis die bedrag wat jy elke maand betaal, en dan die res is dieselfde. Ek sit nou net hierdie as I, want ek weet mos dit gaan desimaal wees, en daar is net die hoeveelheid, en dit moet min N wees. So daai twee formules is eintlik maar net die belangrikste. Mens verwys baie keer gewoonlik na dit sommer net as die F-formule en die P-formule. So ek sal sê, in kort, jy gebruik die F-formule vir positiewe goed, vir geld wat jy nou wegsit, om eendag meer geld te hê. Maar die P-formule, ongelukkig, sal ek sê, is negatief, want dit is geld wat jy nie eintlik nou het nie, maar jy leen die geld, en dan moet jy natuurlik geld terugbetaal. En jy gaan definitief met rente en alles gaan jy meer geld terugbetaal as wat jy geleen het.
enige vrae dalk van jou kant af, Dylan, voordat ons dalk van die somme gaan doen. Nee, Gustav, ek is eers reg, dankie. Okay. Nou het hulle maar net van hulle gesels nou net oor belegging, so jy sit nou geld in en dan uh ehm of jy wil graag R35,000 hê oor 3 jaar. So hoeveel moet jy nou elke maand betaal? So jy moet nou daai X uitwerk. So sulke tipe van goeders of aftrede, jy weet hoeveel geld jy moet hê op die einde van die dag of jy weet jy kan ten minste R950 elke maand wegsit. So hoeveel geld gaan jy hê na 'n hele paar jaar? So dis weer die F-formule. En so al die goeders delgingsfonds, hierdie is net iets belangriks want delgingsfonds beteken jy kom ek verduidelik net gou vinnig wat die delgingsfonds beteken. Jy weet, jy koop nou ietsie, maar jy weet hierdie ding wat jy gekoop het, kom ons sê jy het 'n R100,000 se toerusting gekoop. Jy weet hy gaan dit gaan swakker raak. Die toerusting gaan na sê maar 5 jaar of so gaan net eintlik R20,000 werd wees. So hy het waarde verminder. Maar jy weet ook teen dan wil jy nie weer 'n nuwe enetjie of jy moet dan 'n nuwe toerusting koop. Sê maar 'n nuwe trekker of 'n nuwe printer of wat ook al jy mee besig is. Maar jy wil nou al slim wees. Jy wil nou al begin spaar, geld spaar sodat as die poppot die fan stryk, as daai ding nou heeltemal ingee, dan het jy darm nog, dan het jy al klaar 'n bietjie geld opgedoen. Maar gewoonlik verkoop ons daai toerusting dan vir scrap metal of hulle sê skrootwaarde. So dan weet ons het daai geldjies darm en ek weet teen daai tyd, onthou dit gaan nie weer R100,000 kos nie. Teen daai tyd gaan die toerusting dalk R150,000 kos. So jy weet jy kort R130,000. Dis wat jy kort as jy graag daai toerusting wil vervang. Want jy gaan R20,000 gebruik en dan jy weet hy kos eintlik R150,000. So dis hoekom moet jy R130,000 moet kry of moet hê teen dan. So nou begin jy al geld wegsit sodat jy uiteindelik teen dan die R130,000 het. En dan kan jy vir jou weer 'n nuwe trekker koop of 'n nuwe printer of 'n nuwe masjien waarmee ja, nuwe skoonmaakmasjien of wat ook al. So dis die idee. So die delgingsfonds het 'n bietjie 'n paar gedeeltes. Jy moet eers die waardevermindering uitwerk, jy moet die inflasie uitwerk, dan moet jy die verskil kry, dan weet jy soveel is jou F bedrag wat jy moet uitwerk. En dan werk jy net uit hoeveel moet jy elke maand betaal om uiteindelik daarby uit te kom. Reg met dit, Dylan? Yes, dankie, Gustav. Okay. So dit is dan dit en dan die afbetaling van 'n lening is die P-formule wat ons net moet afbetaal en ja, dan jy kan maar deur daai voorbeelde ook gaan. Hulle verduidelik dit nou mooi. Hulle sê nogal baie goeters wat maar as jy gaan doen wat ons nou gaan doen, dan gaan jy sien dit is regtig eintlik nie ter of nie. So kom ons kyk hoe ver ons kan kom. Het jy al na die werk gekyk, na hierdie klaswerk of nog nie eintlik nie? Ja, Gustav, ons het dit laasweek gedoen, maar ons het mos laasweek week 9 gedoen vir die toets. So Ja. ons begin nou, vandag is dit, ons begin nou môre met week 11. So ons het al deur week 10 gegaan. Dis maar net om weer dit saam met jou te gaan, weer oor te Okay. gaan. Okay, so was daar dalk 'n sekere vraag of van hierdie klaswerk 10 wat bietjie rof was? Die prof het gesê oor 5 en 6, hoef ons nie te ken vir so, maar ek sit bang sy vra dat want is in die klaswerk, ons het in klas gesê ons gaan dit kry nie. So toe doen Okay. ons dit nie in klas. Ek sit bang hulle vra dit en dan het ons dit nou nie gedoen nie omdat sy gesê dit gaan nie in die toets wees nie, maar ja, ek dink Okay. omdat in die klas dit is kan dit dalk gevra word. Okay, so sal jy moet ons sommer met nommer 5 begin dan. As jy wil asseblief, Gustav. Okay. So, okay, hulle hoef nie vir mense eintlik nice te wees en te sê waarmee ons besig is nie. Ons moet kyk uit die scenario met onsself besef o, magies, dis die F-formule of die P-formule. So hulle sê hierso by nommer 5, gestelde persoon wil 'n enkel bedrag P belê teen Y% per jaar saamgestelde rente sodat kleiner bedrae FN aan die einde van elke jaar onttrek kan word vir 'n tydperk van N jaar. Bepaal die bedrag P wat belê moet word. So dit klink nou half positief.
So dit mens wil dalk dink, o, okay, maar dis mos net dan die F formule. Die probleem egter is dit is 'n tipiese voorbeeld waar jy wil geld, jy wil elke maand sekere geld onttrek. So eintlik bou jy mos nie. Jy verloor mos eintlik. Uh want jy gaan sê maar nou geld wegsit, 'n sekere groot bedrag en dan wil jy graag van dit af lewe. So dit is amper, as jy dit so wil sê, is dit eintlik soos 'n lening vir jouself. Jy het eintlik 'n lening vir jouself wat jy elke maand 'n sekere bedrag gaan onttrek. So dis omdat hulle dit onder gesit het onder die huidige waarde aan tyd. En nou vra hulle vir ons bepaal die bedrag P wat belê moet word. So dit is eintlik maar net die P formule. So jy kan eintlik maar net skryf P is daai x 1 minus 1 plus y tot die mag min n dit alles op y. Of anders gestel soos dit hulle daarvan hou om dit te skryf. Daar is maar my skryfwyse wat van skooltyd afkom is P is Fn, dit is nou daai x maal 1 minus 1 plus y op 100 tot die mag min n op y op 100. Maar is dieselfde as wat ek daar vroeër geskryf het. So P bly dieselfde. Jou x is wat net sê Fn, jou n is maar net dieselfde en jou y, ons weet mos nou y is reeds op 100. So ek dink hulle het hierdie vraag hier ingesit om vir jou te laat besef mens as jy geld nou wil belê om uiteindelik daarvan heeltyd te trek, dan soos ek sê, is dit tegnies 'n lening wat jy vir jouself gemaak het. So dit is eintlik negatief. So dit is dan die P formule want jy bou nie eintlik aan iets nie. Jy onttrek mos heeltyd. Dit draak definitief minder. Die F formule is goed wat heeltyd meer word, maar die P formule word eintlik minder. Is jy reg met hom? Yes, dankie Gustav, ek is. OK. Kom ons kyk nou na vraag 6. Vraag 6 sê gestel 'n persoon wil enkel bedrag P belê teen y% per jaar saamgestelde rente sodat kleiner bedrag Fn aan die begin van elke jaar onttrek word vir 'n tydperk van n jaar, bepaal die bedrag P. Is dit nie dieselfde vraag nie? Mis ek iets? Dit lyk vir my soos presies dieselfde vraag. Ja, ek sien dit ook so as dieselfde vraag. Ja, so ek dink hulle het 'n tikfout gemaak of so iets. Gustav, kan ons dalk deur nommer 1 en 2 ook gaan? Ek wil net seker maak oor dit asseblief. OK. Kom ons kyk na 1. So kom ons kyk, hoekom het hulle dit onder toekomstige waarde gesit? Sonder dat ons hulle tip vat, kom ons kyk of ons self daarby kan uitkom. Hulle sê 'n gestelde persoon belê 'n bedrag aan die einde van elke jaar. So dit is daai X basies. Dit is daai bedrag wat jy elke maand betaal. Bepaal die bedrag F wat na n jaar beskikbaar is teen y% saamgestelde rente. So ons weet dit is die F formule. Ons weet gaan die F formule wees. So hierdie gaan net wees, ek sal nou vir jou wys wat ek dink daar by nommer 6 plaasgevind het. Nou wat ek daaraan dink, maar kom ons doen net eers nommer 1. So wat ons hierso dan doen is maar net die F formule. So ons sê die F is die bedrag wat jy elke maand betaal 1 plus y tot die mag n min 1 op y. Of soos wat hulle daarvan hou om dit te skryf, kan jy sê F is daai Pn, dis daai bedrag wat ons elke einde van die maand betaal en dan is dit net 1 plus y op 100 tot die mag n min 1 op y op 100. So is dieselfde. Maar as ons nou sê maar na nommer 2 kyk, en dit gaan dieselfde prinsip wees daar by nommer 4 en nommer 5.
Daar moet 'n klein bewoordingsverskil wees en ons gaan nou sien wat dit is. Dit sê so gestelde persoon belê 'n bedrag aan die begin. So hier is die groot verskil. Hierdie was aan die einde van elke jaar. Hierdie is nou aan die begin van elke jaar. So aan die begin van elke jaar beteken jy soos hierdie ouetjie hierso. Kom ek vat verskillende kleure. Die einde van elke jaar was hier, 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 want hierdie was mos nou die eerste jaar. Die eerste jaar, toe sit hy geld in. Hierdie jaar, toe sit hy geld in. Hierdie jaar, toe sit hy geld in, ensovoorts. So hoeveel het hy uiteindelik ingesit? Hy het uiteindelik 1, 2, 3, 4 en al die pad tot by N gesit. Dit is hoekom ons daai as N het. Ons het daai ouetjie as N. Maar vir hierdie enetjie sit hy elke begin van die jaar. Elke begin van die jaar. So hy sit hier geld weg, hier geld weg, hier geld weg, hier, hier, hier. So aan die begin van elke jaar. So hier sit hy geld weg, hier sit hy geld weg, hier sit hy geld weg. So op die einde van die dag gaan hy daai ekstra enetjie mos nou ook betaal het of ook bygesit het. So dit is hoekom ons dan die volgende doen. Ons hanteer dit asof dit hierdie hele ding is, soos wat die vorige enetjie was. So ons sê F is eintlik presies wat daar staan. Maar hy daai een ekstra, kom vat hom weg so. Hy gaan hier, 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 hier. Maar hy gaan daai een ekstra maand of een ekstra betaling gaan hy nou rente loop. Hy gaan rente loop. So daarom maal ons dit net hierso met een keer se rente. Een maand se rente. Jy kan maar wys tot mag 1. Daai gedeelte wat ek daar doen is maar net om te wys is hierdie ekstra stukkie. Maak dit sin, Dylan? Dit doen dankie ja, Gustav. So die groot verskil is maar net daar is aan die einde van elke jaar en hier is aan die begin van elke jaar. Maar hulle verduidelik dit baie te mekaar eintlik. Daar's eintlik makliker maniere om hierdie te verduidelik, maar ek probeer nou maar soos wat die dosent dit in hierdie dokument verduidelik het, ook net so te verduidelik. Maar jy sal sien as mens eintlik nou sommer gaan doen, daar's eintlik 'n bietjie makliker om hierdie te onthou, maar ons sal daarby uitkom. En net om gou vinnig hier weer by 5 uit te kom, hierso moet ook dan 'n verskil wees. Kom ons kyk net gou hierso het gesê soms hulle bedrag sodat kleiner bedrae aan die einde van elke jaar. So daar staan einde van elke jaar. So dit is hierso is die 1 jaar, dan onttrek hy. Hierso onttrek hy. Hier onttrek hy. Hier onttrek hy. Hier onttrek hy. So dis hoekom daai N is dan net bloot daai getal. Want dit is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 al die pad tot by N. Maar dan by die tweede enetjie weer staan daar aan die begin van elke jaar. So aan die begin van elke jaar gaan dan net wees hier onttrek hy, hier onttrek hy, hier onttrek hy, hier en dan nie so op die einde nie, want ek bedoel dis nog daai is daai laaste jaar. So wat gaan die P wees? Dit gaan presies dieselfde as die vorige enetjie wees. Dit gaan net wat hierso staan is eintlik maar net alles tot en met daar. So hy kort nog daai ekstra stappie en daai ekstra stappie is dan 1 maand se rente, so dis 1 plus I op 100 tot die mag 1. So dis weer daai, kom ons maak dit weer blou. Dis weer daai stukkie daar. Reg met hom. Yes, dankie Gustav. Okay. Reg, so kan ons kyk watter is daar. Is daar een volgende een spesifiek wat jy wil doen of kan ek maar net hierso aangaan? Ons kan maar net deur dit als gaan Gustav. Okay. Kom ons gaan sommer na nommer 7 toe. Nommer 7 sê wat is die bedrag wat belê moet word as 'n persoon vir 10 jaar 'n gereelde maandelikse inkomste van R10,000 soek teen 'n koers van 7%.
7%. So ons weet nou hy val onder huidige waarde van annuïteit. Maar kom ons kyk of ons nie self dit kan uitfigure hoekom is dit die P-formule nie. En die rede hoekom dit 'n P-formule is, weer eens soos ek nou ook gesê het, is omdat dit eintlik negatief is, want jy onttrek heeltyd. So daai bedrag wat jy belê het, raak al hoe minder. So ons weet dit is eintlik die P-formule. Ons weet P is x 1 minus 1 plus i tot die mag min n op i. So elke maand soek hy R10,000, wil hy R10,000 trek. So daarom het ek 10,000. 1 minus 1 plus die i is 7%, so dit is 0,071 en dit is per jaar, so ons deel dit net met 1. Ons moet eintlik dit is nou maandeliks, so ons soek iets wat maandeliks saamgestel is, so ek gaan hierso eerder deel met 12. Tot die mag, hoeveel jaar wil dit hê? 10 jaar. So dis 10 maal daai 12. En wat dit moet negatief wees, né? En dan net op 0,071 op 12. Want ons moet tog hierdie is maandeliks, dan moet hierdie ook maandeliks wees. So ons moet dieselfde appels met appels vergelyk. En dan kan jy net dit in jou sakrekenaar intik. En ek sal nou vir jou wys, want ek weet baie keer is die groot probleem, mense is nie seker, moet 'n mens daar nou een ekstra plus of aftrek of seker goeders nie, maar ek sal dit nou baie mooi wys. Kom ons kyk gou wat ons kry. Dink ek kyk. Wat kry jy as jy die som doen? Want ek kry nou iets anders. 85745.60. Dis reg. Ek kry ook hierdie. So dit is dan hoeveel geld nou belê moet word. En een manier om te weet hoeveel wat daar moet wees, is jy kan vir jouself altyd 'n tydlyn gaan teken. Dan weet jy, okay, as ek nou, hulle het nie gesê wat se tyd nie, maar ons weet dis die P-formule. So kom ons sê dis einde van elke maand. So hierso gaan ek R10,000 onttrek. Hierso en dan hier. So D is T0, D is T1, T2 en al die pad tot by T120. So as ek hier eers begin trek, hierso gaan ek niks trek nie. So hierso is 1, 2, 3, 4, 5 al die pad tot by 120. So dis hoe moet ek weet daar moet 120 wees. Reg so. Yes, dankie Gustav. Okay. Kom ons kyk na die volgende enetjie. Nommer 8. So dit sê wanneer 'n persoon aftree, sal daar R2.5 miljoen beskikbaar wees as 'n lewensannuïteit. Bereken hoe lank die persoon in staat sal wees om R25,000 per maand aan die begin van elke maand uit die fonds te onttrek as die rente verdien teen 10% per jaar maandeliks saamgestel is. Benader tot die naaste rand. Okay. So dit is net nou daai ding wat aan die begin van elke maand is. So as ons 'n tydlyn wil teken, is dit T0, hier begin dinge. So hierso gaan sy R25,000 trek. Hulle het ons gesê begin van elke maand. En dan by T1 ook en dan by T2 ook ensovoorts. Al die pad tot by wanneer gaan dit eindig? Dit is ons weet nou nie hoe lank nie. Ons weet nie hoe lank dit gaan eindig nie. Dis wat ons moet bereken. Maar waar wil dit gaan eindig? Daai laaste maand. Hierso is T1 min 1. So hierso gaan sy nog R25,000 onttrek.
en dan nie hierso nie. So dit is soos daai ander ding wat ons nou gedoen het, soos hier nommer 6, wat ons daai ekstra dingetjie moet bysit. Daai ekstra enetjie. So ons weet hier gaan staan, dit is daai dis basies die formule. As gevolg van daai begin. Maar die keer het ons die eindbedrag, dis 2,5 miljoen. Ons weet wat sy elke maand gaan onttrek. 1 minus, hierdie is 1 plus die rente is 10% maandeliks saamgestel, soos 0,1 op 12 tot die mag min n wat ons nie het nie. En 0,1 op 12. Dit maal 1 plus 0,1 op 12. So die enigste onbekende wat ons het is daai n. En wat mens nou kan doen, ek gaan sommer dit nou wys hoe mens op my sakrekenaar hierdie hele som kan doen. Gelukkig mag jy 'n sakrekenaar gebruik. So wat ek heel eers gaan doen is ek gaan 250.000, 2,5 miljoen gaan ek deel met 25.000 rand. Okay, so daar's 100 rand nou. 100 rand is gelyk aan hierdie twee hakies. Dan deel ek dit met hierdie groot hakie hierso. Dan sit ek net met daai getal. So daai getal is gelyk aan hierdie hele hakie hierso. Kom ek skryf dit maar net laat ek dit maar net sover ietsie het. So 12000, so 12.000 gedeel deur 121 is gelyk aan hierdie hele hakie. Dan maal ek met die noemer aan die regterkant. So ek maal regdeur met 0,1 op 12. So dan daai bedrag is nou gelyk aan daai hele boonste stuk daar. Omskryf manier. Ek gaan net hier so aangaan. So 100 op 121 is dan gelyk aan 1 minus 1 plus 0,1 op 12 tot die mag min n. Dan minus ek met hierdie 1 regdeur. Dan is hy nou negatief, want dan is daai stukkie daar. Dan maal ek net gou met 'n negatief. So dan het ek sover dan het ek 21 gedeel deur 121 is dan daardie 1 plus 0,1 op 12 tot die mag min n. Dan kan ek logs gebruik. So min n is log grondtal. Die grondtal is die 1 plus 0,1 op 12 en die ander in die getal is 21 op 121. So ek gaan tik dit in. Ek sê log grondtal 1 plus 0,1 op 12 en dan daar sit ek die 21 op 121. Dan gaan dit vir my negatief gee. En dan is n. N is dan net die positiewe een, want dit is mos net regdeur gedeel. Maar omdat dit was die hoeveelheid maande. Deel dit dalk net met 12 as hulle jare vra. Ons deel dit met 12. Dan kan ons sien dit is so om en by kom ek skryf dit so soveel maande. Wat so om en by 17,6 jaar is. So hierdie persoon sal vir 17 jaar lank dit kan doen. Reg so. Yes, dankie Gustav. Okay.
Kom ons kyk hierso. Ek moet kyk hoeveel vrae is hier nog. Kom ons kyk na een delgingsfonds vraag ook. Dat mens net weet wat hier ook aangaan. Ek moet kyk hierdie as ons nie nou baie duidelik nie, die kwaliteit is nie nou baie duidelik nie. Ek moet net gaan kyk of ek dit duideliker kan maak. Okay, daar's 'n bietjie duideliker. So hulle sê hierso met beerkrag in gedagte het 'n plaaslike supermark besluit om 'n groot kragopwekker vir net so 'n bietjie meer as R235,000 te koop. Die kragopwekker verminder teen 'n waarde van 22% per jaar op die verminderde saldo metode. So dis nie 'n reguit lyn metode nie, dit is 'n verminderde saldo metode. Die bestuurder wil oor 5 jaar 'n nuwe kragopwekker koop. Die ou kragopwekker sal na 5 jaar teen skrootwaarde verkoop word, daai scrap metal. So ons gaan dan 'n bietjie inkomste kry. Die opbrengs van die verkoop van die ou kragopwekker sal saam met die opbrengs van die delgingsfonds, daai future value vergelyking, gebruik word om die nuwe kragopwekker te koop. En nou lei hulle mens mooi in 'n rigting in. Maar hulle kan net sowel as hulle nou regtig mean wou gewees het, kon hulle al hierdie eerste paar vrae geskiep het en net dadelik miskien op hierdie laaste netjie gekom het. Dan moet jy outomaties geweet het jy moet al daai eers gaan uitwerk. Maar hierdie keer was hulle nou baie nice. So hulle sê so bepaal die skrootwaarde van die kragopwekker na 5 jaar. So ons het mos nou daai finale bedrag, is die beginbedrag 1 minus I tot die mag n. So die finale bedrag is die beginbedrag 235,652 1 minus en hy verminder teen 22% op die verminderde saldo metode, soos 0,22 tot die mag 5. So nou weet ons hoeveel geld ons ten minste gaan kry as ons dit teen skrootwaarde gaan verkoop. So jy teken net dit in jou sakrekenaar in. En dit is hy gaan maar R68,000 werd wees. Ek gaan maar alles uitskryf dat ek al die kommas ook het. So hy is soveel rand werd na 5 jaar. Indien die prys van die nuwe kragopwekker teen 17% per jaar styg, so dis inflasie, né? Bepaal hoeveel 'n nuwe masjien oor 5 jaar sal kos. So nou is dit weer hierdie vergelyking. Dis nou net plus. Dis nou net plus. So dit is daai 235,652 maal 1 plus I en die keer is dit 0,17 want dit is per jaar en dan tot die mag 5. So 'n nuwe enetjie gaan daai tyd effens natuurlik meer kos as wat hy tans is en hy gaan soveel rand kos. So bepaal die bedrag benodig in die delgingsfonds. Dan is dit net hierdie bedrag wat ek weet ons kort, maar ek weet ek gaan daarom daai bedrag daar gaan ek daarom kan aftrek want ek weet dis wat ek moontlik gaan kry met die verkoop vir scrap metal. So nou werk ek net uit hoeveel rand moet ek dan uiteindelik voor probeer spaar. En dit is 448,617,923. So daai is die bedrag wat ek eintlik gaan voormik om te spaar. En nou sê hulle bepaal die gelyke maandelikse oorbetalings in die delgingsfonds indien die rente verdien 13,2% per jaar is, maandeliks saamgestel en die eerste betaling aan die begin van die maand gedoen word. So ons weet dit gaan gebeur. Hierso is teen 0 en hierso is na 5 jaar, so dit is 5 maal 12 wat 60 is. En ek gaan hier geld insit en hierso geld insit en hierso geld insit. Ek gaan elke maand so geld insit, al die pad tot op die einde. So hoeveel het ek eintlik? Ek gaan eintlik 61 keer betaal. Want hier begin hy by T0 en daar stop by T60, so ek gaan eintlik 61 keer betaal.
Soos die F-formule, want dis positief, dis geld wat ek wil hê op die einde. So dit is die X bedrag, 1 plus, ag ja, maar nie 1 plus nie, 1 plus I tot die mag n min 1 op I. So ons soek 448,617.9231 en die X wat ons soek, weet ons nie. Dis 1 plus die rente is 13,2%, maar anders saamgestel, soos 0,132 op 12 tot die mag 61. Nie 60 nie, maar 61. Minus 1 op 0,132 op 12. Maak dit sin sover, Dylan? Yes, dankie Gustav, ek sorg by. OK. En nou kan ons maar net hierdie sommetjie doen. Jy kan net regdeur gaan maal met hierdie stuk. So jy gaan maal regdeur met hom en dan deel jy weer regdeur met hierdie stuk. So as jy dit op jou sakrekenaar doen, kom ons kyk gou wat kry ons dan. Dan kry ek 5199,78 as ek nou afrond. Nou, jy kon hierdie gedoen het of want daar gaan 'n effense verskil wees. So jy kan maar net dalk by jou dosent uitvind wat se manier is vir hulle die meer aanvaarbare manier. Maar soos dit ons nou gedoen het, het ons het eerder gesê as dit kyk hierdie is nie eintlik verkeerd nie, want dit is mos 61 keer tot hier op die einde, want dit is begin by 0 tot by 60 soos 61. Maar ek dink amper wat hulle ook sal wil hê jy moet doen is as hulle sê begin van elke maand, dan hang nou af of hulle nou sien asof hierdie einde van die een maand nie gesien kan word as die begin van die volgende maand nie. As dit nie gesien word, as dit nie so gesien word nie. Kom ek doen dit dalk net in 'n ander kleur dat mens kan sien die verskil. As dit nie so gesien word nie, dan beteken dit ek moet eintlik uitwerk tot en met 60. Hierso is T59, maar dit gaan in totaal 60 wees en dan 1 maand by plus. So dan sal dit so ietsie gewees het. F is dis basies hierdie hele bedrag. Maar daar's net daai een ekstra maand. Nou jy gaan sien dit gaan so effens verskil. So dan ons daai net om te wys ons gaan hê 448,617.9231 wat gelyk is aan presies wat ons net eintlik gedoen het. Dit is net daar's 'n ekstra dingetjie by. Soos x 1 plus 0,132 op 12 tot die mag 60 minus 1 op 0,132 op 12 maal 1 plus 0,132 op 12. En jy gaan sien dit gaan effens verskil. So mense moet net doodseker maak by die dosent wat hulle verkies. Ek neem aan hulle gaan hierdie pers enetjie verkies want dis hoe hulle dit verduidelik het. Maar daai swart enetjie maak ook eintlik sin. Ek het gou hierso kyk wat kry ek. Dan kry ek 5260,76. So jy kan sien daar is wel 'n verskil. So mense moet net by hulle uitvind sien hulle dat 'n mens sê maar hierdie laaste betaling maak en glad nie meer hier op die einde nie of sien hulle dat 'n mens hier ook nog 'n betaling maak. So alles hang af van wanneer is jou laaste betaling. As jou laaste betaling presies op die laaste dag is, dan gaan dit natuurlik hierdie ouetjie wees. Maar as jou betaling hier gaan wees, en dan glad nie meer die res van daai maand nie, net die begin van daai maand en nie meer die einde nie, dan gaan dit daai ouetjie daar wees. Reg so.
Yes, dankie Gustav. Okay. Reg, kom ons kyk hierso. Okay, hier verduidelik hulle nou daai storie. Um, ag, kom ons kyk maar na dit. Hulle sê hierso 'n persoon delg 'n 10 jaar lening van R10,000 teen rentekoers van 10% per jaar jaarliks saamgestel. Bepaal die jaarlikse paaiement en dan voltooi voltooi die volgende tabel. So, kom ons kyk wat ons by alles kan invul. En dit is 'n terugbetaling van 'n lening. So, dis die P-formule. So ons weet hy het R10,000 in die begin geleen en dit is hulle sê nou net hierso jaarlikse paaiement. So kom ons sê dis X en dan 1 minus die rente is 1 plus 10%, soos net 0,1 gedeel deur 1 want dit is per jaar tot die mag 1 want ek wil net weet wat dit na 1 jaar gaan wees. Ag, 10 jaar, sorry. Sorry, dit moet negatief wees op 0,1. So dan kom jy net uitwerk hoeveel moet hy elke maand, elke jaar betaal. So is dit 1000 maal 0,1 en dan gedeel deur daai hele groot hakie. Dan kan jy so kyk per jaar. Dit moet dit wees. Nou ek het so verkeerd ding ingesit. Ja, ek het net 1000. Dan het gou hierso, dit moet 10,000 wees. Ek het dit 1000 ingesit. So my antwoorde verskil so 'n bietjie dat ek net gou dit reg doen. So dit is dan hy gaan dan elke jaar uiteindelik soveel rand moet terugbetaal in effek. Maar omdat hulle sê ons moet die tabel voltooi, hierdie sal jou PMT wees. Jou jaarlikse paaiement. So ons kan dit die hele tyd daarin vul. Na jaar 1 1627 punt, kom ons rond maar af 45 en dit gaan dieselfde wees daar, gaan elke keer dieselfde wees. Ek gaan uiteindelik soveel moet terugbetaal elke jaar. So dis nou baie interessant om te sien hoeveel jy eintlik met enige lening, jy kan my ouers ook gaan vra. Met enige lening, 'n karlening, huislening, enigiets wat jy koop, daai eerste paaiemente betaal jy eintlik maar net rente. Jy betaal eers op die einde, as jy daai laaste jaar of so van jou kar se betaling, dan begin jy eers eintlik van die kapitaal, meeste van die kapitaal af te betaal. En ons gaan dit nou sien met hierdie tabel ook. So oorspronklik het ek R10,000 geskuld. Ek het sê maar die eerste jaar soveel betaal. So wat is die rente wat ek betaal het? Ek weet die rente is mos nou 10% per jaar. So die rente wat ek betaal het was R1,000. So, maar ek weet ek het fisies dit betaal. Maar R1,000 van dit was rente. So hoeveel het ek eintlik aan kapitaal afbetaal? Ek het eintlik net R627 aan die kapitaal afbetaal. So hoeveel kapitaal het ek oor? Wat skuld ek hulle nog? Wel, dis dan 10,000 minus daardie bedrag. Nie minus wat jy betaal het nie, want dit wat jy betaal het rente ingesluit. So jy het eintlik nog 9,372 en 55 sent oor. So dit voel eintlik hartseer want jy het R10,000 geskuld, jy het soveel betaal, maar dit is eintlik asof jy net soveel betaal het. Want daai ekstra bedrag wat jy betaal het is rente. Nou die volgende rente
werk ons mos nou 10% op daai uit. So kom ek wys net elke keer, dis 10% van daai. En hier is dan weer 10% van daai. En so gaan dan. So die volgende rente gaan wees 937.25. Maar jy het fisies dit betaal, so wat was eintlik maar net die kapitaal wat jy betaal het? Dis net die verskil van hulle. En dis 690. En soos jy nou al klaar kan sien, ons begin al klaar bietjie meer kapitaal af te betaal, want ons rente raak al hoe minder. En dan as jy hierdie bedrag vat, minus hierdie, want dis wat jy eintlik betaal het aan jou kapitaal, dan kry jy 8682.35. En so gaan jy aan. Jy vat die hele tyd dan net 10% van hierdie, van daai bedrag daar, en kom ons sit nog hierso, van daai bedrag daar, en so. En jy gaan op die einde, jy kan maar die tabel voltooi, op die einde van die dag moet jy R0 hierso kry. Maak dit daarom sin wat ons hierso doen, Dylan? Yes, dankie Gustav. Ja, dit reg. Maar jy gaan sien op die einde van die dag, daai laaste enetjie byvoorbeeld, gaan so uitwerk. So hier sit ons nog soveel rand geskuld. So ons kan sien in die begin, die eerste jaar het jy R1600 betaal. Maar eintlik het jy net R600 betaal in effek aan die kapitaal. Maar jou laaste jaar het jy nog steeds R1600 betaal, maar van daai R1600 wat jy betaal het, het jy eintlik amper R1500 aan die kapitaal afbetaal. Dan was dit maar net 'n bietjie rente. So dit is hoekom dat dis baie sleg om te lank aan iets af te betaal, want in die begin betaal jy eintlik vrek baie rente. Dis eers hier op die einde wat jou rente minder raak. OK, nou vra hulle maar net vir ons 'n paar vrae oor hierdie storie. En hulle sê gebruik die tabel en skryf neer. Wat is die rente betaal in die eerste jaar? Dan is dit maar net daai bedrag daar. Die kapitaal gedelg in die eerste jaar. So hoeveel rand het jy nou eintlik afbetaal? Is maar net daai eentjie daar. Dis daai eentjie daar. Die totale bedrag betaal aan die einde van die 6de jaar. So dan werk jy net uit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hierdie maal 6, dit is hoeveel geld jy al fisies betaal het. Reg? So die hoeveelheid wat jy fisies betaal het is die 1627.45 maal 6. So jy het na jou 6de jaar het jy al R9764 betaal. So jy het eintlik al reeds die volle bedrag betaal wat jy geskuld het, maar jy skuld nog steeds geld. En dit vra hulle wat is die kapitaal gedelg? So hoeveel skuld jy nou nog daar? As jy die ding gaan invul het, so jy gesien het dis die totale bedrag wat jy geskuld het, maar jy het eintlik maar net al sover R5158 aan kapitaal afbetaal. So jy skuld eintlik nog R4841. Dis eintlik hartseer. Jy betaal eintlik reeds alles af, maar jy skuld nog geld. En dan uitstaande bedrag van die lening aan die einde van die 6de jaar. Sorry, daai vorige eentjie was net hoeveel geld jy van die kapitaal al afbetaal. Dus jy het maar net soveel geld afbetaal van die kapitaal af. So hoeveel skuld jy nog? Jy skuld net nog daai bedrag. Reg met hom. Yes, dankie Gustav. OK. En dan 10.4 sê net gebruik die F-formules om te bepaal die leningsbedrag met opgeloopte rente aan die einde van die 6de jaar. So as mens nou net dit doen, dan kan jy nou net jy kan net daai P-formule gebruik. Jy sê net hier vra eers eentjie F is die 10.000, dan die rente is mos die 1 plus 0,1, dit tot die mag 6. So jy werk uit as
jy skuld 17,700 as jy niks terugbetaal het nie. Sal jy na 6 jaar soveel skuld as jy niks terugbetaal het nie. Maar 4.2 die waarde van die gelyke gereelde betaling. So nou het jy elke maand betaal, so dis daai XXX wat jy elke maand betaal het. So daai bedrag is dan wat sou jy dan uiteindelik betaal het as jy elke maand betaal het? Jy daai 1627.5 elke maand betaal maal die 1 plus 0,1 tot die mag 6 minus 1 op 0,1. En jy werk dan uit, dit is so om en by 12,556 rand. So, hierdie is die bedrag wat jy sou geskuld het as jy niks terugbetaal het nie, maar omdat jy elke maand die bedrag betaal het, elke jaar daai bedrag betaal het jy in totaal eintlik soveel rand terugbetaal. Dit sluit nou rente in. So wat is die uitstaande bedrag dan? Dan is dit net hierdie twee van mekaar afgeminus. Daai 17,715.61 minus die 12,556.8. En dit gee vir jou daardie 5158.81 wat daai bedrag daar is. So kan jy sien hoekom ons hierdie formules eintlik wil gebruik. Anders moet ons elke keer so groot tabel opstel. En dis nie verkeerd om 'n tabel op te stel nie, maar ek bedoel, ek sê my mens werk met 'n 30 jaar ding wat maandeliks saamgestel is of so iets. Dan gaan dit nou vrek lank wees om dit eers op te stel. Dis moet ons eerder van formules gebruik maak, want dan kan ons enige entry se waardes kan ons maklik gaan uitwerk. Reg met dit. Dis ek hoor. En dan sê hulle ook gebruik die P-formule om die uitstaande bedrag na 6 jaar te bepaal. So dan as daai P is daai bedrag wat ons elke maand betaal het wat 1627.45 is maal dan 1 minus 1 plus 0.1 tot die mag en dan gaan nou iets sê oor daai n en dis wat ek eintlik nou al wou gesê het, daai min n, ek sal nou gesels oor hom op 0.1. Onthou daai min n, daai n bedrag van die heel begin af wat ons gedoen het. Hierdie n en hierdie n staan vir hoeveel paaiemente daar is of hoeveel paaiemente daar oor is, veral by die P-formule. Sê, hoeveel paaiemente moet jy nog betaal? So as jy hier in die begin staan en jy kyk, jy sien hoe ek moet nog hierin betaal, ek moet nog hierin betaal, ek moet nog hierin kyk, ek moet nog hierin kyk, ek moet nog hierin kyk. So ek moet nog soveel betaal. Maar as jy byvoorbeeld hier staan, dan sien jy ook ek hoef nog net 3 te betaal. So dan sou daai 3 gewees het. Ek sê dit om die volgende te sê. As ek klaar 6 jaar betaal het, hoeveel dan nog oor is dan net 4 jaar. En as jy daai hele sommetjie doen, dan gaan jy ook daai bedrag kry. Wat nog vinniger is as die vorige twee metodes. Reg so met dit. Enige vrae dalk dan? Maar nee, ek het reg nog nie, Gustaf. Okay, ons het nou nie by hierdie laaste vraag uitgekom nie, maar laat weet as jy dalk deur dit werk of as jy enige vrae het oor dit. Ek sal dit so maak dan, Gustaf. Gustaf, ek wil net een ding by jou hoor. Ons skryf die 29ste Mei skrifeksamen vir maths. Kan Ja. ons dalk kyk om 'n paar ekstra klasse voor daai tyd in te werk as dit moontlik is asseblief? Ja, ek het daarmee hierso aangeteken gister, so ek is van plan om dan daarso ekstra klasse in te sit. Okay, dis reg. Baie dankie, Gustaf. Noodreg so. Totsiens. Dankie, lekker dag vir jou ook en dankie vir die ekstra klasse waardeer en dankie, Gustaf. My plesier. Totsiens. Dankie, lekker dag vir jou. Bye.